Een keer per jaar kom twee van die Boland se gedigste plaaskokke teen mekaar te staan om te sien wie is bobaas wanneer dit by boerekos kom. Verlede jaar was daar veral baie op die spel, die Wen Waterblommetjie Bredie, 'n titel wat in die Boland nie ligtelik opgeneem word nie. Dit was Marina de Tooy, al die pad van Bredasdorp, wat haar slag namens die Tooiskloofkelder kom wys het. Haar teenstander was Mirati Wynlandgoed op Stellenbosch se koskokkedoor Annetjie Melk. Die potte het ontrent geprut op Rosenwil. Vir my maak 'n goeie waterblommetjie Bredie definitief die kwaliteit van jou vleis en die snitte wat jy gebruik. Ek glo lekker vetrige skaapvleis. Ek hou daarvan om 'n ribbietjie te gebruik vir waterblommetjie Bredie. En dan moet aardappels by wees. Dan belangrik is jy moenie die Bredie te veel roer nie, dan roer jy dit pap. Jy moet nog stukkies waterblommetjie daarin kan sien. En dan seker die heel beste wenk is, daar moet ietsie suur by wees. Die ou mense het suring gebruik, deesdae gebruik mense groen appel, Granny Smiths, of hulle gebruik suurlemoen daarvoor, maar 'n suur smaak in waterblommetjie Bredie is baie belangrik. Om die stryd te beslis, moes koskenners, selfs die Masterchef beoordelaar Benny Masekwemeng, al twee Bredies proe. Oor en weer is daar gekookus. Die een hou van 'n tradisionele Bredie, soos Annetjie dit gemaak het, en die ander verkies Marina se moderner aanslag. Oor een ding kon daar darm nie gestry word nie. Aan veelskeidigheid skiet die nederige waterblom nie te kort nie. Ek hou van 'n waterblommetjie want hy's absoluut seisoengebonde. Dis nie 'n mens kan blommetjies koop en vries, maar dis tweede prys. Eerste prys is om op te staan en hierdie klimaat te voel en te ruik en dan is daar 'n waterblommetjie. Na die borde blink geëet is, het die nabystryd einde se kant toe gestaan en die anonieme stemme is getel. Die skaal het in Marina se guns gekantel. Haar waterblommetjie Bredie met die gebakte kweper, kraai koning. Vertel bietjie vir ons, wat was jou geheim gewees? Want jy het nou die Wen Bredie gemaak, so hoe het jy dit nou gemaak om die mense se harte te wen? Ag, ek dink nommer 1 is omdat ons tradisioneel gebly het en laat ons die suur ingebring het. Waterblommetjies moet jy iets suur inbring en ons het die suur ingebring met die suurings wat die ou mense altyd gebruik het, wat nie veral in ons geweste kry jy nie altyd suurlemoene redelik beskikbaar nie. En ek dink ook wat ook gehelp het is ons bykos was ook 'n soetsuur ding in die vorm van gebakte kweper wat baie goed saam met daai waterblommetjies smaak gegaan het. Vanjaar duur die stryd voort. Die kokke gaan op Mirati byeenkom om te wys wat in hulle steek. Die gereg is nog 'n geheim, maar dat die Stellenbossers vanjaar al bes gaan probeer om die gesogte titel aan die Kaapse kant van die Tooiskloofberge te hou, is gewis.